Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 21 Januarie, die gesindheid van Christus. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dank U en ons loof U vir nog 'n dag wat U ons geskenk het. Liewe Heer, waar ons na hierdie studie gaan bestudeer, vra ons dat U ons asseblief mag lei en mag seën. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Muhammad Ali het eendag gesê, ek is die beste. In Augustus 1963, 6 maande voordat hy die wêreld swaargewig kampioenskap gewen het, het hy selfs 'n platealbum met die titel I Am the Greatest vrygestel. Ali was sonder twyfel 'n fantastiese atleet, maar hy was nie 'n voorbeeld om na te volg indien jy die gesindheid van Christus wil hê nie. In teenstelling met bogenoemde was Jesus volmaak en sonder sonde. Hoewel hy in Hebreërs 4 vers 15 in alle opsigte versoek was, net soos ons, het hy nog nooit gesondig nie eers in sy gedagtes nie. Nietemin, Hebreërs 5 vers 8 dui aan, al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Jesus se onderwerping aan die Vader se wil was altyd volmaak. Daar was nooit 'n oomblik wat hy geweier het om homself te onderwerp nie, hoewel dit ongetwyfeld baie keer nie maklik was nie. Lees Filippense 2 vers 5 tot 8, wat sommige as die mees kragtige en mooiste verse in die skrif beskou. Wat sê Paulus hier vir ons? Wat word met hierdie woorde bedoel? En wat die belangrikste is, hoe pas ons die beginsel wat hier aangedui word op in ons lewens toe? Ons lees dan nou Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word, en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 5 tot 8. Jesus, wat in die gestalte van God was en wat self God is, het nie net vlees geword nie, maar het ook 'n slaaf geword. Doulo, 'n diensknegt, 'n slaaf, en homself as 'n offerande vir ons sondes laat offer. In Galasiërs 3 vers 13 sê Paulus dat hy vir ons 'n vloek geword het. God, ons skepper, het op die kruis gesterf om ook ons verlosser te word, en dit het vereis dat hy vir ons 'n vloek moes word. Hoe kan ons begin om te begryp wat hier gesê word? Selfs nog meer, hoe kan ons doen wat die verse vir ons sê om te doen, en dit is om dieselfde tipe gewilligheid te hê, om onsself te verneder en onsself vir die beswil van ander te offer. In Matteus 23 vers 11 en 12 sê Jesus, maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Hierdie, onder andere, weerspieël wat Paulus ons in Filippense 2 vers 5 tot 8 vertel om ook te doen. Meer grafies en kragtig gestel, sê Paulus hier wat hy vroeër gesê het om nie te doen nie. Filippense 2 vers 3 wat lees, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie. Hoe behoort ons op wat Christus vir ons gedoen het te reageer, soos wat dit in Filippense 2 verse 5 tot 8 uitgebeeld word? Watter reaksie kan dalk voldoende of agtenswaardig wees vir wat Christus vir ons gedoen het, behalwe om op ons knieë te val en hom te aanbid? Hoekom is dit so verkeerd om te dink dat ons werke iets kan bydra tot wat Christus reeds vir ons gedoen het?